Vriende, wanneer mense mekaar na baie jare weer sien, is die eerste ding wat ons gewoonlik opval, die jare maak 'n merk op ons. Platweg, eerlik gestel, mense word ouer. Ja, ons vergaan stukkie vir stukkie. En dis natuurlik nie net waar van ons liggame nie. Alles verander. Alles is kortstondig. Alles is tydelik. En niks, heeltemal niks, kan hier op aarde gewaarborg word nie. Daarmee bedoel ek ons beleggings, besittings, loopbane en lewens is onseker en verganklik. Dit kom tot 'n einde. Ja, selfs 'n groot ou krummetartboom wat reusagtig is en baie oud word, vrek ook maar uiteindelik en verkrummel tot niks. Die woord wat die Hebreër skrywer gebruik vir hierdie nietigheid is wankelbaar. En daar is inderdaad eintlik net twee soorte goed, as ek dit so kan noem, in die heelal. Wankelbaar en onwankelbaar. Anders gesê, ons kan alles onder hierdie twee noemers indeel. Wankelbaar en onwankelbaar. Ons kry reeds hierdie gedagte in die Ou Testament in Psalm 102, waar ons lees, die hemel en die aarde sal vergaan, maar U sal bly. Soos 'n kledingstuk verslyt, so sal alles vergaan, soos klere wat uitgedien raak, so sal U alles laat verdwyn. Maar U bly dieselfde. U jare het geen einde nie. Ja, inderdaad, die hele geskape, sigbare werklikheid is wankelbaar. Met ander woorde, alles in hierdie skepping is wankelbaar, dit eindig, dis nietig, dis verganklik. God alleen is onwankelbaar, ewig, onvernietigbaar, onveranderlik. Nou is dit hartseer, julle weet, ongelukkig spandeer mense meestal al hulle tyd en energie op die wankelbare dinge. Ongelukkig plaas mense al hulle hoop en toekomsvreugde op die wankelbare dinge, die tydelike dinge. Maar geliefdes, met kinders van God moet dit en kan dit anders wees. Want ons is immers die ontvangers van 'n onwankelbare koninkryk. Ons lees daarvan in Hebreërs 12 vers 28. Daarom, terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Ja, ons is die ontvangers van God se koninkryk. Ons is ons erfgename van ons hemelse Vader. Kom ons kyk so 'n bietjie na 'n paar dinge wat die skrywer hier in Hebreërs 12 vir ons wil leer. Hier vanaf vers 25. Ons kry 'n kragtige waarskuwing in vers 25. Sien toe dat julle hom wat praat nie verontagsaam nie. Want as hulle nie ontvlug het toe hulle hom wat hulle op aarde gewaarsku het verontagsaam het nie, soveel te meer ons, as ons die rug draai op hom wat ons van die hemel af waarsku. Wat hoor ons hier? Pas op. Luister na God. Ja, dit was een van die bittere lesse wat uit die Israeliete se woestyntog, toe hulle uit Egipte getrek het, geleer is.
Keer op keer het Israel nie op God se waarskuwings ag gegee nie en moes hulle die skrikwekkende gevolge dra. Maar nou, na die koms van Jesus op aarde, is dit nou nog belangriker om te luister. Die skrywer stel hier 'n kontras met die Sinaï gebeure. Destyds het God se stem gekom van 'n aardse berg om die bepalings van die ou verbond, die Sinaïtiese wette af te kondig. Maar nou, in die huidige bedeling, word die nuwe verbond, anders gesê, die evangelie van Jesus, vanuit die onsigbare Sion, uit die hemel aangekondig. Hoeveel minder sal ons nou die oordeel kan vryspring, nou dat ons so veel 'n groter, heerlike boodskap gehoor het. Wat hy wil sê is dat ongehoorsaamheid aan die evangelie bring nog 'n erger oordeel as ongehoorsaamheid destyds aan die wet van die ou verbond. Ja, want die goeie nuus het ook 'n keersy, 'n ander kant van die muntstuk. Die genade van die nuwe evangeliese bedeling is soveel groter. Maar die konsekwensies, as ek my nie aan hierdie genade steur nie, is ook soveel groter. Toe God destyds vanaf die berg Sinaï gepraat het, was daar 'n geweldige aardbewing. Vers 26, destyds het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy die volgende aangekondig. Nog een keer sal ek nie net die aarde skud nie, maar ook die hemel. So nou met die aankondiging van die nuwe verbond, gaan dit nog verder. Hy haal hier aan uit die profeet Haggai, hoofstuk 2 vers 6. En hy verstaan dit as die aankondiging van die begin van 'n nuwe bedeling, wat begin gebeur het met die koms van ons Here Jesus. Nou vir ons skrywer van die Hebreërbrief, is hierdie woorde 'n duidelike bewys. Die materiële dinge, met ander woorde nou, die wankelbare, tydelike dinge, gaan geskit word. Dit gaan tot niet gemaak word, om plek te maak vir 'n hele nuwe, onverganklike, onwankelbare bedeling. Ja, alle geskape dinge, soos ons dit nou sien en beleef, is tydelik en verganklik. Maar daar gaan by die finale koms van ons Here Jesus, by die wederkoms, 'n totale herskepping plaasvind. Dis nou wanneer die koninkryk van God in sy finale vorm gaan kom. Die koninkryk van God wat aan die kom is onwankelbaar en ewig. God se koninkryk is nie maar net 'n verbygaande tydelike instelling soos alle aardse dinge nie. En nou, die heerlike, ongelooflike nuus. Ek en jy wat glo in ons volmaakte hoëpriester Jesus Christus, is ontvangers van hierdie onwankelbare koninkryk. Ons wat staat maak, wat vertrou op Jesus se offer, en nie op ons eie goedheid of moraliteit of prestasies nie, is burgers van die onwankelbare koninkryk. Ons het 'n vaste belegging in 'n onverganklike, vaste, onwankelbare bate. Ja, soos dit op 'n ander plek gestel word, ons sien uit na die ewige stad waarvan God self die boumeester is. En weet jy wat, as jy hierdie goeie nuus glo, en ek hoop jy glo dit, is ons enigste logiese
redelike reaksie? Dankbaarheid. Wees dankbaar. Luister net weer na vers 28. Daarom, terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien, met eerbiedige onderworpenheid en ontzag. Dankbaar. Is ek en jy dankbaar? Dankbaarheid in Bybelse konteks hier spesifiek ook, is natuurlik iets konkreet. Dit is nie net 'n teorie of 'n gevoel nie. Dit behels dat ons God sal dien met eerbied en ontzag. Ja, eerbiedige respek. En dit pas in die konteks van dankbare liefde vir God, want God is ons Vader. Ja, ons Vader, maar 'n Vader vir wie ons respek het. Hy is nie ons speelmaatjie nie. Prakties sal dit beteken, ons moet God dien soos hy dit wil hê. En ja, dit dryf natuurlik in teen die humanisme, wat die mens in die middelpunt stel. Hoe ek voel en wat ek wil doen. Nee, ons moet nie God dien soos ons voel of soos dit vir ons lekker of voordelig is nie, maar soos hy dit wil. Met ander woorde, ons moet hom dien deur sy duidelike voorskrifte te gehoorsaam. En ons skryf voorbeelde hiervan net in die volgende gedeelte, en ek gaan net so vinnig daarna verwys in hoofstuk 13, waar hy skryf, die broederliefde moet bly. Moenie versuim om gasvry te wees nie, want hierdeur het sommige, sonder dat hulle dit weet, engele as gaste ontvang. Dink aan die gevangenes, asof julle medegevangenes is, aan hulle wat mishandel word, asof julle dit self aan julle liggaam beleef. En dan so belangrik in ons tyd, die huwelik moet in alle opsigte eerbaar gehou word, en die huweliksbed moet onbesoedeld wees, want God sal hoereerders en egbreekers oordeel. Julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie, en ook nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie bang wees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Net so 'n laaste gedagte uit Hebreërs 12, hoekom is dankbaarheid so ernstige saak? Hoe moet ons seker maak dat ons op die gawe, die ontvangs van hierdie onwankelbare koninkryk met dankbaarheid reageer? Skryf die antwoord in vers 29, want ons God is inderdaad 'n verterende vuur. Nooit mag ons vergeet wie God is nie. Hy's 'n verterende vuur. Ja, ook in die konteks van die nuwe verbond. God was nie net 'n verterende vuur in die Ou Testamentiese tyd en in die bedeling van die ou verbond nie. God se karakter is nie nou skielik anders nie. God se karakter word steeds met vuur in verband gebring. En vuur simboliseer die angswekkende heiligheid van God. En daarmee saam gaan ook sy oordeele oor sonde. Dink maar aan die rol van vuur in die geskiedenis van Sodom en Gomorra, die brandende doringbos, die vuur en rook in Sinai, tydens die wetgewing waarna ons nou reeds gekyk het. Vuur op die berg Karmel, toe Elia gebid het en die volk moes kies wie hulle gaan dien. Natuurlik die finale poel van vuur, waarvan Openbaring praat. Geliefde, is jy 'n ontvanger van die onwankelbare koninkryk van God? Wys jou lewe dit? Onthou net weer. Die onwankelbare koninkryk van God is die enigste vaste bate
in die heelal wat ware sekuriteit bied. Net so terloops, materialisme, geldgierigheid is aanbidding van wankelbare dinge. Dis nie net afgoderry nie, dis dwaase afgoderry. Kom ons dink bietjie by onsself, maak ons skatte in die hemel bymekaar deur die Here te gehoorsaam? Of is al ons aandag steeds maar gefokus op die koorsagtige gejaag na aardse bates en aansien? Dien ons God werklik met eerbied en ontzag? Of dien ek maar my eie ego? Kom ons leef soos mense wat 'n onwankelbare bate besit, wat God ons gegee het. Nou op 'n dag soos hierdie, dink ek is dit goed om 'n ernstige, eerlike voorraadopname te maak. Is my bates net wankelbare dinge, of het ek sekere vaste aandele in God se onwankelbare koninkryk? Met ander woorde, ek vra vir jou, deel jy in die koninkryk van God? Ken jy werklik die Here Jesus Christus? As die antwoord ja is, leef dan heilig, leef dankbaar. Amen.